En dit is die 12de Januarie, maandagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, kom ons kyk. Wie is nog op vakansie? Wie werk? Wie het al opgestaan? Wie is reg vir koffie met brood? Wie kyk het skelmpies van die werk af? Of wie kyk het later? Maak nie saak nie. Baie welkom hier by ons. Ek het hierdie wit skerm hier voor my. Ek wil eintlik maar net die swart skerm opbring, dit lyk beter. Nou het ek die kode skerm hier voor my. Nou skyn die lig nie so my oë nie. Goed, kom ons kyk wie kom op vanoggend. Jenny is hier so eerste, lyk my. Goeiemôre Jenny. Baie welkom hier by ons. Kom ons kyk wie join vir jou, wie sluit aan by jou vanoggend. So 'n klomp dingetjies om oor te gesels. Paar interessante goed om oor te gesels en ons moet maar kyk hoe die hierdie jaar gaan 'n baie interessante jaar wees. Ek dink dit regtig. Ek het vanoggend 'n boodskap gelos op ontbyt met brood. Ons het weer begin met ons oggendboodskappe. En indien jy nog nie ontbyt met brood het nie, sluit maar net aan by die WhatsApp groep of ek kan altyd 'n skakel plaas later vir mense wat wil aansluit by ontbyt met brood. En elke oggend so 7 uur se kant tussen 7 uur en half 8. Môre Dolf, dan gee ek net 'n versietjie en ek sê iets wat ek glo in my hart is vir die oggend. En dan vat ons dit daarvan af. Né? Daar sê ou Dolf, kom ons drink koffie. Stadig maar seker is die masjinerie besig om in Iran te beweeg. Die mense daarso lyk my meer gatvoller as die boere. Lyk my ons kan nie by daai punt kom nie. Daai Rubicon wat ons moet oorsteek, lyk my nie ons kom daarby uit nie. Maar Iraniërs het daar oorgesteek nou hierdie naweek, net so by Vrydag se kant. Goeiemôre Peru en Anton. En massa optredes het plaasgevind in die stad Mashhad. Dink as ek dit so reg uitspreek, Mashhad in Iran. Miljoene mense het opgedag en geprotesteer teen Khomeini en teen die regime. En so dat die Iraanse militêr in Mashhad pad gegee het en nie goeiemôre. Hulle het pad gegee. En Trump het na aanleiding van hierdie optrede het hy gesê hierdie naweek het 'n klompie Iraanse leiers vir hom gebel. Ons weet nie hoe waar dit is nie, want Khomeini het die Ayatollah het gesê ons sal nie gaan lê nie. We won't back down. Dit het die Ayatollah gesê. Maar die Ayatollah verstaan een ding nie. Wanneer moslim mense beginne weet en agterkom dat hulle godsdiens is 'n leuen, dat hulle Koran vals is, hierdie sogenaamde enigste boek wat sonder enige verandering gepreserveer is, wanneer hulle agterkom dat hierdie ding is 'n leuen, dan is eintlik 4 weergawe van hulle Koran. Wanneer hulle begin leer dat Sheikh Uthman jare gelede baie kopieë van die Koran verbrand het en sy eie Koran daar uitgesit het, wat hy gedink het is die regte ene. Dan begin hulle al hoe meer wegbreek van Islam af. Ons sien dit gebeur in Amerika. Ek sien baie getuienis van islamitiese vrouens en mans wat bekeer. Meer vroue nou as mans, maar die mans is stadig besig om by te kom. Dit is nou so erg dat hulle die ouens wat teen hulle uitpraat, begin dreig met die dood. Wanneer die waarheid uitkom. Nou begin hulle mense dreig weer met die dood. Dis al wat hulle kan doen. Jy sien. En die mense is besig om wakker te word. In Engeland is die mense besig om wakker te word. Die sogenaamde Generation Z of Gen Z het nou die afgelope klompie jare, iets so 6 jaar, het hulle 134% wat ek net my woorde reg kies, die verkope van Bybels het met 134% gestyg onder die jeug van Engeland. Goeiemôre Mani. So Engeland se jeug is besig om te luister wat die ouens sê teen Islam en hulle aanvaar nie net die gemors in hulle land nie en hulle is besig om Bybels te koop. Nou kyk,
Wanneer jy 'n Bybel koop, gaan Vader seker maak dat jy daai Bybel oopmaak. En wanneer jy daai Bybel oopmaak, dan gaan hy jou vat na die plek toe waar jy moet lees. En dan gaan jy begin 'n waarhede ontdek. So reg oor die wêreld is hierdie goed besig. Dit is soos 'n masjien wat stadig maar seker besig is om te beweeg. Stadig maar seker besig is. En hier in ons eie land wil ons eendag van ek amper sê ek preekstoel af, maar van die podium af, wil ons vir die Suid-Afrikaanse mense kan laat weet dat Islam verban is in Suid-Afrika, en het sal wees, in die hele suidelike Afrika, totaal en al. En elke masjid, elke tempel sal afgebreek word tot die laaste baksteen. Dit is wat gaan kom met die federale alliansie. Jy sien, maar ons het wat sê jy, goeiemôre, maar ons het byvoorbeeld Iraniërs wat mooi kan saamstaan en massiewe protesaksies kan loods, en ons het so 'n pieperige protesaksie in Pietermaritzburg, waar die ANC letterlik sê, hulle is gatvol vir die ANC. Hierdie een aktivis, ek dink ek het aan naam neergeskryf, nie dalk het ek. Maar, sal dalk daarby uitkom, hier is haar naam, Ayanda Gumede. Sy het hierdie protesaksie gehou in Pietermaritzburg, en dis die ANC wat protesteer teen die ANC. Nou ons kort meer van dit in ons land. Trump sê hy is bereid om die Iraniërs te help so gou soos nou. Terwyl hierdie goed plaasvind, is het jy al gehoor van die Mercosur, handelsooreenkoms. Die Mercosur handelsooreenkoms is 'n vrye handelzone in Europa. Maar duisende Ierse boere het nou opgestaan en hulle het gaan protesteer teen hierdie vrye handel. En hulle sê prontuit dat hierdie ding ons boere gaan kelder in Ierland. En dit is ambassadeurs van lande wat by mekaar kom, wat dink, hulle het hierdie blink idee, en hulle sit dit op tafel en daar word gestem. Dit moet nog deur die Europese parlement aanvaar word, maar dit is nog nie geaanvaar nie. Maar dit is op die tafel. Dit is in elk geval op die tafel. Goeiemôre Loftie. Dan natuurlik, wat kan ons sê van ou Trompie? Hy is besig met sy dinge. Die 5de olievragskip is geonderskep deur die Amerikaanse leer, die Olina. En Trump sê Venezuela het vir hulle 30 miljoen vate olie verniet gegee. Verskoon tog, ek moet lag. Hulle onderskep 5 olievragschepe van Venezuela. En in sy woorde, hulle het vir ons olie verniet gegee. Nee, Trump. Jy het dit gesteel van die Venezuelase mense, al was dit die regime, Paris goeiemôre, al was dit die regime, waar hy goed probeer uitvoer het. Jy het dit gesteel van Venezuelase mense. Kom ons kyk of jy dit gaan gebruik vir die Venezuelase mense. I doubt that so much, in elk geval. Die Amerikaanse ambassadeur is nou ingehuldig daar in die VSA. Sy naam is Brent Bozell. Die ambassador Mr. Brent Bozell is op pad Suid-Afrika toe en hy moet sy papiere kom wys vir die Suid-Afrikaanse regering. Hulle gaan natuurlik nie vir hom wegwys nie. En ek wag eintlik maar net dat hy land en dat hy in sy kantore ingaan, sodat ons as die federale alliansie 'n afspraak kan maak met hom. Ek wag vir dit beslis, moenie 'n fout maak nie. Hierdie jaar gaan ons nie sit op ons alies nie, ons gaan operate soos nog nooit tevore nie. Alle is ek besig met hierdie goed waarmee ek besig is, ons gaan operate. Die 23ste van hierdie maand het ons al reeds een groot vergadering. 'n Baie belangrike vergadering. En 'n baie interessante stuk leesstof het op my het ek gekry so op my laptop. Wat interessant genoeg 'n parallelle lyn is met wat gaan gebeur binnekort. In elk geval Kiev, ek het vir julle gesê, Rusland gaan nie net luister na hierdie Europese praatjies en ons gaan nou wapens bymekaar maak en ons gaan vir Kiev en Oekraïne beskerm en al sulke goed. Nee, Rusland het 'n lugaanval geloods teen Kiev
die hoofstad van die Oekraïne. Hulle is so gebom dat die helfte van die stad is sonder krag, dat die burgemeester van Kiev die mense aangeraai het om liewer ander plekke heen toe te trek, te verhuis, want hulle het nie krag vir Kiev nie en dis nou winter. Dis nou sneeu. Dis nou bitterkoud. Ek sien foto's in my kop terwyl ek oor hierdie goed praat, van wat in Pole gebeur het, toe Duitsland destyds vir Pole ingeval het in die Tweede Wêreldoorlog. Hoe die mense hulle eie mooi meubels, mooi gekerfde meubels, daai Victoriaanse styl meubels, Franse styl meubels, onthou julle daai, julle weet waarvan ek praat. Dat hulle hierdie goed gebreek het, stuk en gebreek het om vure te maak binne in hulle woonstelle, net om warm te bly. Ek sien daai prentjies in my gedagtes. En dit lyk asof dieselfde ding kan plaasvind in Kiev. Rudy, goeiemôre. Vang jy nog vis? In elk geval. Ten minste is Trump nog steeds besig om ISIS te teiken in Sirië. Hulle het weer 'n aanval geloods teen ISIS daarso. Kyk, ek is nie 'n voorstander van oorlog nie en ek is nie 'n rasis nie. Maar dat hulle van hierdie islammoorddadige mense ontslae raak is vir my net 'n blessing. Raak ontslae van die goed. Hulle gaan nie verander nie, hulle wil nie verander nie. Raak ontslae. Dieselfde soos daai video's wat julle nou sien wat daar by die Limpopo grens aan die gang is. Die Suid-Afrikaanse weermag wat in rabbadinkies op en af patrolleer om seker te maak dat Zimbabweërs nie oorkom na ons nie. Hulle sal maniere vind, moenie 'n fout maak nie. Maar net so vinnig soos wat hulle hierdie kant toe gekom het, wag ons vir die dag dat hulle so vinnig vlug daai kant toe. Daai tyd kom. Johan, wat sê jy? Die sentrale raad van die Jode het die volgende gesê, die leier Joseph Schuster. Nou dit het my laat dink vanoggend. Joseph Schuster is die leier daarso. En hy sê die mullah regering in Iran moet nou val. Maar hy kan nie verstaan wat is die terughoudende gedrag van Duitsland nie. Duitsland staan terug, Duitsland trek terug, dat daai regime nie moet val nie. Nou hierdie Joseph Schuster is die leier van die sentrale raad van die Jode. Maar die eerste gedagte wat ek gehad het toe ek hierdie ou se van gelees het, toe wonder ek nou, is ons ou Leon nie dalk 'n Jood nie? Ou Leon, is Leon Schuster nie dalk 'n Jood nie? Ek vra maar net. Sy van is Jood. Ek het nie gedink Schuster is 'n Joodse van nie, maar dit blyk dat dit is. In elk geval, miskien is dit nie. Miskien is dit net iets wat in my kop ingekom het. Federale aanklaers in Amerika het 'n kriminele saak oopgemaak teen die CEO, die chairman van die Federale Reserve. Hulle het 'n kriminele saak teen hom gemaak. En hierdie mense, as ons kan sien, as Vader op 'n manier ons ook kan oopmaak, of die bewyse kan uitkom van hoeveel triljoene gesteel is die afgelope 20 of 2-3 dekades, vanaf die 60er jare, hoeveel is dit, 4, 5, 6 dekades, verskoon tog, as Vader net ons ook kan oopmaak, om te kan sien, hoeveel triljoene die elite gesteel het. Dit is 'n absolute ongoddelike bedrag geld. Dit is 'n sieklike bedrag geld, wat hulle bymekaar gemaak het. En Vader weet, net hulle weet hoekom. Jy kan nie al daai geld eet nie. Jy kan nie soveel huise koop en beset nie. Jy kan nie. Jy kan nie soveel voertuie ry nie. Jy kan nie soveel klere dra nie. Ja, jy kan die wêreld rondrits en op vakansie gaan die hele jaar lank. Maar jy sal nooit uit daardie tipe, man, jy sal nie eens by die punt van daardie tipe geld verbykom nie. Dan lê die ysberg nog onder die water van daardie. Dis 'n ongoddelike bedrag. Dis 'n ongoddelike bedrag. En dan smeek die ANC vir geld van hulle mense om hierdie verkiesings te bedryf. Hulle is leenaars en diewe. Ek het weer 'n lys gekry van
die 1.5 biljoen wat die een het, en die 1.3 biljoen wat die ander een het, en toe hulle in 94 begin het hulle niks gehad. Maar nou is dit biljoene. Ons het die lys. Hierdie mense kan nêrens heen vlug nie, wanneer die tyd kom nie, in elk geval. Ek sê dit maar net daar buite. Wat het ek nog iets vir julle? Daar het ek julle klaar vertel, dat ek het gou hier deurgaan. Partykeer, as ek so praat, dan sit ek 'n klompie goed by mekaar. NASA het sy, wat hulle noem, Team 11, of Crew 11, span 11, Jan, goeiemôre. 'n missie van die internasionale ruimtestasie, hulle het hulle geroep, hulle moet die 14de, dis nou Woensdag, moet hulle terugkom hierdie kant toe. Blykbaar is daar een of ander mediese voorval wat plaasgevind het. Hulle wil nie sê wat die mediese probleem is nie. Dis 3 mans en 1 vrou wat opgegaan het na daardie internasionale ruimte skip ding toe, whatever, ruimtestasie. En daar's nou 'n mediese voorval en al 4 moet terugkom. So weet nie wat die probleem is nie. En ek gaan ook nie spekuleer nie. Kom ons kyk 'n bietjie. Hierdie skrywe waarvan ek gepraat het, die historikus Witsbuis, jy al van hom gehoor, het groot roeringe gemaak met sy boek oor die skepping van die boere-identiteit. Dis nog 'n ou wat probeer vir ons groepeer. Ons weet ons is in groepe. Maar ons weet dat die lyne tussen groepe is baie geblur. As gevolg van hoe ons trou, beweeg, jy weet daai tipe van ding, ons kultuur, ons boere-identiteit, ons boere-Afrikaner-identiteit en dan die Afrikaner-identiteit. Ons weet as ons is in verskillende groeperinge, maar ons weet nie presies meer nie. In jou hart weet jy wanneer jy 'n boer is. Jy weet. Dis net hoe dit is. Maar nou het jy hierdie Witsbuis wat probeer om vir die boere iets te doen, maar eintlik het hy dit op so 'n manier gedoen dat dit is eintlik tot ons nadeel. Want die sogenaamde 44 beter eindes wat hulle self noem, hierdie totaal en alle liberale Afrikaners, vind hulle aanklank nou in hierdie ou se boek. Weet jy dat ons sogenaamde slim wit mense het, wat eintlik spesiale tipe onnosele mense is. Dat hulle dink dat daar is 'n uitkoms vir 'n reënboognasie. Hoe siek moet jy in jou denke wees om te dink dat dit wat in die wêreld aangaan, in Suid-Afrika aangaan, is okay? Hoe stupid moet jy wees om dit te sien as dis als alright? Dit sal uitwerk. Jy moet 'n regte dommetjie wees. Griekse God in die bos, man, soos my panserinstrukteur altyd gesê het. Nee, en ek het hom gekopie. Ons groep het hom gekopie, baie van ons het hom gekopie. Ek kopie hom, Griekse God in die bos. Hoe moet jy dink? Hoe vrot moet jou gedagtes wees? Kom ons drink 'n bietjie koffie. Daar's baie van hierdie ouens deesdae. Die een ou het geskryf oor die Afrikaner en die boer. Hierdie ou skryf oor die Afrikaner en die boer. Maar hulle het nie 'n oplossing nie. Hulle het nie 'n antwoord nie. Jy weet, as hierdie mense dit kan regkry, sal ons identiteit as boere absoluut net verdwyn, soos mis voor die oggendson. Maar dit sal nooit nie. Dit kan nie. Daar's nie 'n manier nie. Dis in ons DNA. Dis net hoe dit is. Ek vat myself van my ma se kant af, sy is 'n Engelse vrou. My pa was 'n boer. Nou wat maak dit my? 'n Liberaal? Nee. Skrif sê baie duidelik, die man bepaal die gene. So of my ma nou Engels was en my pa 'n boer was, die man bepaal die gene. En my voorouers was boere, voortrekkers. Die monument vir hom staan daar op Clarence van 1865. Toe hy vermoor was, maar in elk geval.
Die Cape Independent loods 'n petisie teen die DA om die DA te probeer wegstem uit die Kaap uit. Ek dink die DA, ons weet die DA is net 'n foefie en hulle is net 'n aangefranste party wat saam met die ANC beweeg. Maar hulle kort 'n baie beter oplossing in die Kaap, 'n baie beter oplossing. Weer moorde in Menenberg byvoorbeeld, julle wat in die Kaap bly sal weet waarvan ek praat. Dit lyk nie goed op die Kaapse vlakte nie. Dit lyk nie goed nie. Dit lyk nie goed in die swart gebiede daar nie. Die swartes hoort eintlik nie daar nie. Hulle is nie veronderstel, hulle is nie Kaapenaars nie, hulle is nie veronderstel om daar te wees nie. Maar nou, hoeveel generasies na 1990 is nou 30 jaar Suid-Afrika wat daar bly. Kindertjies wat daar groot geword het. En. So hulle wil van die DA ontslae raak. Die DA het natuurlik die groot campaignbord geloods, waarop staan Ramaphosa wat sê, ons het daarom een stad wat werk. Hy tog. Dis alles politieke games, mense. Ek sê dit vir julle, dis speletjies. Baie interessant, 'n ondersoek deur Afrobarometer, het julle al gehoor van Afrobarometer? Ondersoeke wys dat mense in Suid-Afrika hulle self nou meer vereenselwig met etnisiteit en minder met nasionaliteit. En dit is wat ons wil hê. Jy moet jouself vereenselwig meer met etnisiteit as met nasionaliteit. Nasionalisme is links, liberaal. Lyk swak aan Mosselbaai, ne? Is al meer bewyse dat dit as prins aan die brand gesteek is. Dat plekke aan die brand gesteek is as prins. Brandstigting het plaasgevind. Nou, wie is verantwoordelik vir dit? Wie bly in daai area? Ek sê nou vir jou. Die hout, ek moenie die woord so baie gebruik nie, maar dis hulle. Dis hulle. In Botawil het 'n brandstoftanker aan die brand geslaan, daar op die R30, ek dink is die R30. Mense moet maar versigtig wees. Die moraliteit van ons land is in sy maai. En hulle bom ATM's en cash in transit heists en trokke wat besteel word en taksies wat, ek sien die Boerelegioen het nou 'n nuwe taxi groep gestig, teen taxi geweld en dis meer. Jy weet, Uber, se passasiers wat uit die Uber karretjies uitgedwing word, asof die taksies die alleen reg het om mense te vervoer. Dis al hierdie gemors onder hierdie Ramaplakker sambreel. En as julle gekyk het na hulle 8de Januarie byeenkoms, het was maar 'n karige skare wat daar opgedaag het. Halleluja. Maar 'n karige skare en 1/2 van die paviljoen was skoon leeg. Maar kom ek sê nou vir julle, soos wat die Bulle en die Sharks speel en die Stormers ook, lyk my, gaan baie ander paviljoene ook binnekort leeg wees. Hierdie naweek wat kom, sal hulle met vinger trek. Ja, dit was 'n swak naweek vir rugby. Net omdat ek aan die stadions dink. 50-jarige Nigeriër is gearresteer in Nelspruit. 'n Nigeriër, 50 jaar oud. 1,2 miljoen rand se dwelms in sy besit, 44.000 in kontant. Hy is nie 'n Suid-Afrikaner, hy is Nigeriër. 'n ander buitelander het probeer daar by Mpumalanga om, is dit Mpumalanga? Waar het ek dit nou neergeskryf? Nee, in Polokwane. Het probeer om 'n elektriese boks te steel, van hierdie, jy weet daar waar die kragdraer en die goed by mekaar kom, en toe kook hy so bietjie. So hy hoef nie weer te immigreer nie, is nie meer nodig nie, hy gaan nie links of regs nie, hy gaan net af. Dis alwaartoe hy gaan. Hy is Kubai. Ons sien wat gebeur in ons hawe in Simonstad. Iran, Russiese en Chinese oorlogskepe het daar kom aandoen in hierdie oefening saam met Suid-Afrika wat nie eens 'n duikboot het wat kan behoorlik operate nie, of yesterday, shame.
So wat doen hulle? Hulle krap Amerika se alie met hierdie hele flippin oefening. Dis al wat hulle doen. Maar al hierdie goed tel in ons guns. Julle weet, dit tel in ons guns. Ons moet verstaan dat hierdie is 'n legkaart wat stukkie vir stukkie aan mekaar gesit word. Ek het gedink, ek het regtig geglo, dat 2022 net, toe die veldkornet ons hier opgedaag het, ons gaan verandering bring. En ek dink die enigste verandering wat Vader wou gehad het ons moes bring, was die denkwyse van die boer. En ons het al die boerelede gesien, man, jy kan vir Shane vra, wat partykeer opkom, hy kyk partykeer koffie met brood laat. Isak, kan jy vra, ons het ouens gesien, Corneille, Corrie, jy kan vir hom vra, daar's 'n klomp ouens, daar's ouens wat nie eens meer op my koffie met brood is nie, hulle gaan aan met hulle lewens, maar wat saam met ons was. Nee? En ons het daardie jaar baie dinge vermag, ons het mense gedoop, ons het die boereleiers gesien, en ek dink ons het iets agtergelos. Want nou, Pieter, goeiemôre, want nou is ons deel van 'n groot vergadering, die 23ste. En dit gaan 'n baie insiggewende vergadering wees, en ek gaan nou vir julle dit iets noem daaromtrent. Terwyl al die goed aangaan, is Ernst Roots besig om te praat van inkomstebelasting protesaksies. Regtig, Willem Petzer het dit probeer einde 2023, het hy probeer om 'n belastingprotesaksie ding te loods, waar jy nie jou belasting gee vir die regering nie. Kom ek sê vir julle, SARS sal vir jou so vinnig arresteer, jy sal nie weet hoe jy dit het nie. Maar Ernst Roots, wat nou lekker sit in Amerika, nou die main peanut in die pakkie probeer wees, daai kant van die draad, wil vir ons kom vertel wat ons moet doen. Belastingprotesaksies. Ja. In elk geval, dis waarmee ons sit, man. Ons sit met hierdie tipe goed. Ons sit met hierdie tipe goed, né? Ok, goed, ek wil vir julle baie interessante dingetjie gou-gou hierso wys. Wel, ek gaan nie vir julle wys nie, ek gaan net lees hierso. Luister gou na hierdie. Dit klink soos wat nou gebeur. Luister net gou hierso. Omdat daar nie genoeg opgeleide Afrikaners in Transvaal was nie, het Kreur heel party amptenare gewerf in Nederland, waar die Eerste Vryheidsoorlog groot geesdrif vir die Republiek gewek het. Natuurlik, hulle was teen die Engelse. Sy teenstanders het die mag en invloed van die Nederlandse amptenare en onderwysers oordryf. Die staatssekretaris was tydelik 'n Nederlander, naamlik Dr. W.J. Leitz, maar die president en op een na al die lede van die uitvoerende raad was Afrikaners. Nou, hulle sê Afrikaners, maar hulle was eintlik boere en boere-Afrikaners. 2 regters van die Hooggeregshof was Afrikaners. 2 Hollanders en 1 Skot. Nou luister nou na hierdie ding. Ons het 2 advokate wat by hierdie vergadering gaan wees, 23ste. Hulle is Afrikaners. Hulle is nie boere nie. 2 Hollanders. Ons het 2 boere. Daar kan dalk meer wees. En 'n Skot. Ons het 'n Skot. Die leier van die United Cape States, die UCS, gaan by hierdie vergadering wees. En dan sê hy, die landdroste was op een na almal Afrikaners. Nou dit is nou die res van die ouens wat nou inkom, in hierdie vergadering. So 12 ouens wat op vergadering gaan hou. Belangrike vergadering vir vorentoe. Maar die parallel van hierdie, wat daai tyd plaasgevind het, en wat nou weer gaan plaasvind, is vir my amazing. Dis wonderbaarlik. 2 regters, in hierdie geval 2 advokate. Afrikaners, ja hulle is. 2 Hollanders, 2 boere. Want dis wat die boere se nasate vandaan kom. En 1 is Skot.
Is dit nie amazing nie? Dit is amazing, man. God gee vir ons hierdie goed. Ek sal nie hierdie bladsy oopgemaak het as Vader dit vir my gestuur het nie. Hoe doen hy dit? Deur die groepe. Iemand besluit, luister, jy moet hierdie sien. Maak dit oop en lees dit. Dis eintlik amazing. Jy moet kan profeties dink. In elk geval, dis maandag. Ek wonder of ek julle daai bladsy moet wys. Nee, ek gaan 'n bietjie vashou. Maar die wiele is besig om lekker vinnig te draai hier so aan my kant. Ek dink ek het nog so, ja, miskien 3 dae. So, as ek 3 dae voluit werk, en vandag behoort een van daardie dae te wees, maar as ek 3 dae voluit werk, dan gaan my deel klaar wees. En ek het gister gepraat met een van die ouens wat sy deel gaan doen. So, kom ons kyk. Ons is vryburgers. Daar sê Johan, ons is boere Afrikaners, ons is Skotte, Portugese, Bottergeeste, Engelsmanne, ons weet wie ons is. Vryburgers. Saam met God maak eendrag mag, daar's nie 'n ander manier nie. Julle moet 'n fantastiese maandag hê. 8 uur, alles wat mooi is vir julle, hoor.